maatjies. Het julle lus om vandag weer 'n storie te luister? Asseblief Millie, ek en Pip is mal oor stories. En julle ook, maatjies, nee. Nou maar goed, kom ons begin. Eendag, lank gelede, was daar 'n dogtertjie. Sy het saam met haar mamma en pappa in 'n klein huisie in 'n groot woud gewoon. En sy het elke dag 'n bloedrooi jas met 'n kappie gedra. Almal wat haar geken het haar rooi kappie genoem. Silly, kan jy nou dink hoe oulik het sy gelyk met daai rooi jas en rooi kappie? En kan jy nou dink hoe oulik ek sou lyk en jy sou lyk met 'n rooi jas en 'n rooi kappie? En Pip ook. Maar nou, eers terug by ons storie. Rooi kappie was 'n vriendelike en soet dogtertjie. Maar partykeer het sy so bietjie in gedagte geraak. Millie, wat beteken dit om in gedagte te wees? In gedagte beteken, 'n rooi kappie het soms aan ander dinge gedink terwyl sy besig was met iets. Partykeer, as haar mamma haar gevra het om haar skoene te gaan wegsit, dan het sy die skoene opgetel, kamer toe gestap, maar op pad kamer toe, dan sien sy die katjie raak, en dan begin speel sy met die katjie, en sy vergeet om haar skoene te gaan bære. Ek dink ek en Pip raak ook soms in gedagte. Ek dink ons almal raak soms in gedagte. En eendag het Rooi Kappie se mamma vir haar 'n belangrike werkie gehad. Haar ouma was siek en Rooi Kappie moes vir haar medisyne en 'n blik koekies neem. Rooi Kappie se ouma het nie ver van hulle gewoon nie, maar sy moes deur die woud stap. Daar was 'n paadjie wat met klippies uitgelê was van hulle huis tot by ouma se huis. Onthou Rooi Kappie, bly net op die paadjie en al sal goed gaan, het mamma gesê. Millie, ek hoop sy luister vir haar mamma. Kom ons kyk. Rooi Kappie het die mandjie geneem en begin stap op die paadjie. Vir die eerste rukkie het Rooi Kappie mooi op die paadjie gestap. Skielik het daar 'n pink skoenlapper by haar verbygevlieg en 'n blommetjie langs die paadjie gaan sit. Sonder om 2 keer te dink, het Rooi Kappie agter die vlinder aangestap om hom beter te bekyk. Toe sy by hom kom, het die vlinder na 'n verdere blommetjie gevlieg en daarna na 'n ander blommetjie en nog verder van die paadjie. En Rooi Kappie is agterna. Skielik het 'n diep stem agter haar gesê: "Wat doen jy, dogtertjie?" Rooi Kappie het geskrik. Sy het skielik besef, sy is lankal nie meer op die paadjie nie, en daar is 'n groot, grys wolf wat langs haar staan. "Ek is op pad na my ouma toe, en sy bly aan die einde van die paadjie," het Rooi Kappie gesê. Die wolf het skelm geglimlag. "Dan moet jy terug na die paadjie toe, dogtertjie," het hy gesê met sy stroperige stem. Rooi Kappie het geglimlag, die wolf bedank en teruggestap na die paadjie toe. Sy was vasberade om nou op die paadjie te bly en nie weer af te dwaal nie. Die wolf aan die ander kant was sommer baie skelm. Hy het 'n kort pad deur die woud geken tot by ouma se huis en het so vinnig soos wat sy bene hom kon dra tot by ouma se huis gehardloop. "Tok, tok, tok," klop hy aan die voordeur. "Wie's daar?" roep ouma van binne die huis. "Dis ek, ouma se kleindogter," roep die wolf in 'n fyn stemmetjie. "Kom binne, Rooi Kappie, die deur is oop en ouma lê in die bed." Die wolf het by die deur ingeglip en voor ouma kon keer, het hy haar gegryp, in die klerekas geprop en die deur styf toegemaak. Ouma se skoon nagrok aangetrek. Die slaapkappie het hy op sy kop gesit
en in ouma se bed gespring. En toe is daar weer 'n klop aan die deur. Tok, tok, tok. Ouma, dis ek, Rooikappie. Kom binne, Rooikappie, die deur is oop en ouma lê in die bed, roep die wolf met 'n swak stemmetjie. Rooikappie het na die bed gestap en verbaas na ouma gestaar. Ouma moes baie siek gewees het, want sy het daarom vreeslik snaaks gelyk. Ouma, hoekom is jou ore so groot? Om jou beter te kan hoor, my kind. Ouma, hoekom is jou oë so groot? Om jou beter te kan sien, my kind. En ouma, hoekom is jou tande so groot? Om jou beter te kan Die wolf het uit die bed gespring en Rooikappie probeer gryp. Rooikappie het gegil en agteruit gespring. Om en om het sy om die bed gehardloop en die wolf het haar gejaag. Rooikappie het so hard geskree as wat sy kan. Gelukkig was daar 'n houtkapper wat naby Rooikappie was en haar gehoor geleed. Hy het so vinnig as wat hy kan na ouma se huis gehardloop. En toe hy by die deur inbars, skrik die wolf so groot dat hy by die venster uitspring en weghardloop. Niemand het ooit weer die wolf gesien nie. Rooikappie was uit asem, maar sy het die houtkapper bedank dat hy haar gered het. En toe hoor hulle weer 'n tok, tok, tok. Dis ouma. In die hangkas. Rooikappie en die houtkapper het die deur vinnig oopgemaak en arme ouma uitgehaal en weer terug in die bed gesit. Na 'n koppie tee, 'n koekie en 'n bietjie medisyne het ouma sommer baie beter gevoel. En Rooikappie het beloof om nooit weer van die paadjie af te dwaal nie. En dis die einde van die storie. Sjoe, Millie. Ek is so bly dat Rooikappie en haar ouma veilig is en Rooikappie moes mooi vir haar mamma geluister het. En sy moet probeer om nie in gedagte te wees nie. En dan moet sy mooi op haar taakie fokus, nee, Silly? Ja, Millie, ons almal moet mooi op ons taakies fokus. Net so mooi soos ons hierdie storie gelees het. Maatjies, baie dankie dat julle saam met ons geluister het. Tot volgende keer vir 'n volgende storie. Tata, maatjies! Tata, maatjies!